En my mamma het 'n kaas een. Goeiemôre. Dis Vrydagoggend en dis bewolk en reënerig en ek is lus vir vetkoek. So vanaand eet ons vetkoek. Nou ek weet ek kan nie gou in die kar klim en Spar toe gaan en gaan deeg koop nie, 'n sak deeg. Dis een van die goed wat ek die meeste mis, is net om gou Spar toe te ry en deeg te gaan kry. So ek gaan vir julle wys hoe maak ek my deeg. Dis baie maklik. Dis 'n resep wat ek gegoogel het 'n paar jaar terug en dit werk. Ek het nie tyd om vir ure in die kombuis te staan nie. Ek het 20 minute voor my volgende meeting. So ek gaan gou die deeg maak. Hier is my resep. Verskoon my handskrif, maar hierdie is in my actual resepteboek waar al ons familieresepte ingeskryf word. Dis basies meel, botter, suiker, gis, sout en water. En ek maak hom altyd dubbel aan. Want vetkoek die volgende dag is net so lekker, né? Nou kom ek wys julle, die belangrikste ding is 'n broodmasjien. Jy kan 'n ongelooflike goeie broodmasjien vir nie baie geld kry nie. Daar's soveel in die mark. Hierdie een het ons of is dit 10 jaar terug gekoop by Walmart en ek dink hy was $20. Nou hy het al 'n paar keer van die kas afgeval. Sy deksel is nie meer lekker nie. Want wanneer hy klits dan beweeg hy en as jy hom nie stop nie dan val hy van die kas af. Ek het hom al 'n paar keer gebreek. Sy deksel werk regtig nie lekker nie. Sy bak is gekrap. Maar weet wat, hy werk. En ek moet heel eers al die vloeistowwe in die masjien gooi. So die vloeistowwe wat ek kort is 1 koppie water en dan nog 4 eetlepels. Ek gaan my maatbeker gebruik. En hierdie glas is werk goed, ek het 'n paar plasties ook, maar op die plasties gaan die geskryf af en dan kan mens nie sien wat dit is nie, so dan is hulle useless. So hierdie was ook, ek dink op Amazon of Walmart gekoop. Hulle is ook goedkoop. Die water moet omtrent 110 grade Fahrenheit wees. Nou, as jy nie 'n temperatuur stokkie ding het nie, is dit maklik om te doen. Gebruik 4 warm water, gooi dit in en dan gooi 'n bietjie koue water by totdat jou vinger nie meer verbrand nie. Wanneer dit warm is, maar jy kan jou vinger daarin hou, dan is dit omtrent 110 grade. Dis hoe ek dit doen en dit werk altyd. Ek het my water, ek kan my vinger daar indruk en hy verbrand nie. Dis 1 koppie en ek gaan hom nou ingooi en dan nog 4 eetlepels. Nou hierdie is my gunsteling maatlepeltjies. Jy kan sien hierdie een is al deur die garbage disposal, ons noem maar Gorra. Hierdie een is al deur Gorra opgeëet. Maar hier is 'n 2 tablespoon, 2 lepeltjie. So ek moet 2 van hulle ingooi. So daar's 1 en sommer kraanwater en 2. Nou die rede hoekom dit hierdie temperatuur moet wees is die gis. Die gis moet nie doodbrand nie, maar dit moet warm genoeg wees vir die gis om te kan werk. So vloeistowwe is in, dan die droë bestanddele behalwe die gis. So die volgende een is dan 4 koppies meel. Nou ek wil vir julle sê, ons gebruik hierdie meel. Dis unbleached, all purpose. Maar ek wil hê julle moet saam met kyk na die ingredients. In unbleached hard red wheat flour en malted barley flour. Niks anders nie. Ek het lank gesoek na 'n meel waar daar niks anders in is nie, want of jy sê in die begin toe ons net gewone meel gebruik het, ons het almal maagkrampe gekry en ek dink al die extras wat hulle in die kos hier insit, het ons almal vet gemaak en siek gemaak. So ons koop hierdie meel, ons maal ook baie keer ons eie meel van red wheat berries. Ek sal dit 'n ander dag vir julle wys, maar vandag gebruik ek sommer 'n sak meel want ek het nie tyd nie. So 4 koppies kan ek nou hier ingooi. 1 2 en dit is nie exact nie. Jy hoef nie met 'n mes af te skraap nie, maar kan seker is redelik plat. 3 en 4 koppies meel. Dan kort ons 2 tablespoons butter. Nou, julle sou nou al hier in Amerika hierdie staalfies botter gesien het. Hy wys vir jou mooi hoeveel is hierdie. So hier is omtrent 2,5 tablespoons in. Weereens, ek sê vir jou, jy hoef nie alles presies te doen nie. So ek gaan met die oogskat waar 2 is. Kom ons kyk, dis min of meer 2. En dan wat ek doen is ek sny hom net 'n bietjie op. Help die masjien om die botter deurgewerk te kry wanneer hy knie. Dat dit nie net een soliede stuk is nie. Alright.
Daar's die botter. Nou 2 eetlepels suiker. Sommer net gewone wit suiker. Hier is myne. En een van hierdie. Daar is hy. Sien, ek het nie eers die bestanddele vooraf uitgemeet nie, want ek is haastig. So ons het die meel, ons het die botter, ons het die suiker en dan 2 teelepels sout. Gebruik sommer HEB sout. Ek het lankal nie meer soutpot nie. Hier is die teelepeltjie. Dis die een wat deur Gorra geëet is. So 1, 2 en dan maak ek 'n gaatjie, ek maak 'n dammetjie en dan gaan ek 2 teelepels yeast daarin gooi. So hierdie yeast koop ek op Amazon. 'n multipack is 4 van hulle. Dis instant yeast, so dis 4 pond. Ek sal vir julle die link gee ook. So hierso. Ek moet 2 en ek gooi die yeast of die gis in die dammetjie. En ek baar dit in 'n tapperbak wat kan seël en die yeast bly redelik lank mooi vars en lewendig. Dis dit. So ek het nou alles ingegooi. Ek gaan nou die masjien toe maak. Nou op hierdie een se menu sê dough is nommer 9. So ek gaan nou die menu stel tot by 9. Nou baie belangrike ding om te keer dat die masjien nie van die kas afklim nie en dat hy nie weer op sy kop staan nie, gaan ek hierdie silikone mat onder hom sit. Ons het nou al geleer dit help. So hierdie is 'n stove cover. Ek het hom gewoonlik op my stoof. Nou wanneer ons met die broodmasjien werk. So ek gaan die broodmasjien op hom neersit. En dit het nou darmal in die verlede gehelp dat hy nie loop nie. Ek skryf hom so 'n bietjie agtertoe nader aan die kant. Kan julle wys daar. En dan gaan hy's op nommer 9. Dit gaan 'n uur en 'n half vat en dan gaan ek kom begin. En dit, my vriende, is dit. Wanneer die masjien klaar is, sal ek terugkom, dan wys ek vir julle hoe maak ek my bolle. Krap net die goed van die kant af. Kyk, ek het 'n ou masjien. Hy's nie so slim soos die nuus nie. Ek het nou die dag my vriendin se nuwe een gesien en joh, dis baie fancy as myne. So, en die ding werk nog. Ek gaan hom nie vervang net omdat hy nie fancy is nie. Ek moet net so 'n bietjie help. Alright, kom ons kyk of dit help. Hy dink nou hy's nou al vir 4 minute besig en ek is nuuskierig, so ek gaan nou die ding optel. Ek moet help hom net so 'n bietjie. Sê. Hy sal nog by ons uitkom. Mooi. Kom ek help hom nog. OK, die masjien is klaar. En kyk daar. Kyk hoe baie het hy gegroei. Op kouer dae soos vandag groei hy nie so baie nie. Hoe beautiful. So, nou gaan ons bolletjies maak. Dit is my snybord. Ek het my hande gewas. Beautiful deeg. Het is net so goed ek het Spar toe gery en 'n bol gaan koop. So wat ek gewoonlik doen is ek rol hom net liggies in 'n wors en dan sny ek hom. Ja, ek weet hulle is nie almal ewe groot nie. Maar ek gaan nou vir jou wys. Daai een kan sit. Nou ek het 'n bakplaat hier met folie op en ek het hierdie soos my agtersteewe geskeer. Want ek was haastig. So nou vat ek maar net 'n balletjie en ek rol hom net agtertoe. Heeltyd om en 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 om tot ek 'n bolletjie het. En dis hoe hy lyk aan die agterkant en op die bakplaat. Ek wil hulle nie baie groot hê nie, want ek wil nie groot vetkoeke bak nie. Hierdie is behoort omtrent so groot te wees. Sy gaan 'n bietjie hier afhaal. Ek kan voel die gewig van hom, so min of meer ongeveer plus minus. Maar jy kan hulle maak so groot of so klein soos wat jy wil. Sy gaan 'n bietjie hier afhaal en nou rol ons maar net tot ek ewe groot bolletjies, min of meer ewe groot bolletjies het. 'n Bietjie van daar af vat. Wat ek dan gaan doen is ek gaan dit toemaak. En dan staan dit is nou 2 uur. En dit kan nou staan tot 6 uur vanaand toe wanneer ons gaan vetkoek bak. So ek rol my bolletjies. Ja, kort nog so 'n bietjie. Ons is 3 mense en ons gaan elkeen omtrent 2 bolletjies bak. So ek rol my bolletjies. Ja, kort nog so 'n bietjie. Ons is 3 mense en ons gaan elkeen omtrent 2 bolletjies bak.
2 eet en dan sal 'n paar oor vir môreoggend. Want môreoggend is Saterdag. Maar ek maak dit die kleintjies. Want dit is so maklik om te rol en om tot ek 'n bol het. As hy, daar het ons nou 9 vetkoeke. En dan later as ek hulle bak, sal ek vir julle wys hoe hulle bak. As hy, daar is ons vetkoekdeeg, en bolletjies en hulle gaan 'n lekker reis. Dit is nou 5:50 en kyk hoe mooi het hulle gereis. Beautiful. Onthou die bolletjies wat ons gemaak het, dis hoe hulle aan die onderkant lyk. So wat ons nou gaan doen is ons gaan begin bak. En hier is hy het beautifully dik geword. Hier het ek klaar die maalvleis gemaak, regte vetkoek maalvleis met gemengde groente in. 'n Bietjie bistou, bietjie platjang, bietjie woestersous. Dis omtrent dit en dis elandvleis. Ons eet al redelik lank nie meer bees van die winkel nie, want ons kan 'n eland gaan kry een keer 'n jaar en dan maak ons maalvleis vir die hele jaar. Ek het olie wat besig is om te koop nou. Canola oil. Ek weet daar's baie verskillendes, maar soos by die huis het ons altyd sonnebloomolie gebruik. Dis nie so volop hier nie. Nou by Sam's Club, members maak, kry ek gewoonlik 'n 2-pack canola oil. En ons het nou van dit gebruik. Dit werk goedkoop genoeg uit. So ek wag nou vir hierdie olie om reg te kom en dan sal ek julle nou wys hoe bak ons. You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high in love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. En my mamma het 'n kaas een